Het jy geweet dat jy kan die lewende God nie teleurstel nie? Jy het dit geweet? Jy het dit geweet op hierdie Vrydagmôre hier by Herbou wil ek gaan jou kom openbaar dat Vader is almagtig. Hy sien alles en hy weet alles en daar is niks wat jy doen wat hom met 'n surprise kan vang nie. Niks nie. Hy word nie met 'n surprise gevang nie. Alles wat jy doen of sê of mee besig is, vang hom nie met 'n surprise nie. Ons as mens kan baie keer met 'n surprise gevang word, maar nie die lewende God nie. Want hy is alomteenwoordig, hy's almagtig, hy's alwetend. So hy weet wat gaan gebeur. Hy weet wanneer jy dinge doen. So jy kan hom nie teleurstel nie. Jy kan hom nie teleurstel nie. Ek lees natuurlik uit die woord uit, lees ek van Petrus, waar Yeshua openbaar aan Petrus, dat hy gaan hom 3 keer verraai, voordat die haan kraai. 3 keer verraai. En Petrus sê, daar's nie manier nie. Yeshua, meester, daar's nie manier, ek gaan dit nooit doen nie. Yeshua sê vir hom, watch, jy gaan my 3 keer verraai. En wat gebeur? Petrus doen dit. Yeshua het dit geweet. Dit het Yeshua nie bekommerd nie, hy's nie met 'n surprise gevang nie. Yeshua het presies geweet wat gaan gebeur, hy het presies geweet hoe sy disippels gaan reageer die oomblik wanneer hy deur 'n moeilike omstandigheid gaan. Die oomblik wanneer hulle Yeshua gevange geneem het, hy het presies geweet wie gaan wat doen. Hy het presies geweet. En net so weet Vader ook presies wat jy gaan doen in elke situasie. So jy kan hom nie teleurstel nie. Jy kan nie, dis onmoontlik. Onmoontlik. Weet jy wat gebeur net so eentjie verder, nadat Yeshua nou opgestaan het? Nadat hy opgestaan het uit die graf uit, verskyn hy aan die vroue. En weet jy wat doen hy? Weet jy wat doen hy? Hy maak 'n amazing verklaring en hierdie verklaring leer my dat ongeag dit wat ek doen, ongeag die foute wat ek begaan, en dat ek dalk dink, maar ek stel hom te leer. Dat ek dalk dink, maar hoorie so, ek het nou droog gemaak in Vader se teenwoordigheid, ek het droog gemaak teenoor die lewende God, ongeag wat ek dalk dink. Want onthou een ding, dat die mens is anderste as wat die lewende God is. God is anderste as wat die mens is. Die woord leer my dit, dat sy gedagtes is groter en hoër as ons gedagtes, en sy wee is groter as ons wee. So daar's geen vergelyking tussen die lewende God en die mens nie. Geen vergelyking. Want ons kan dalk mense teleurstel, en mense het jou dalk al teleurgestel. Kan ek gou vir jou iets openbaar? Die lewende God kan jou nie teleurstel nie. Hy kan jou nie teleurstel nie. Mense is dalk kwaad vir God, omdat hulle eie persepsie het, maar Vader kan die mens nooit teleurstel nie. Hy's altyd daar, hy's altyd 'n lewende God, en hy's altyd 'n God wat bemoeienis maak met ons as mens. So ons is dalk teleurgestel teenoor mense, en mense maak ons seer, en jy dalk ander mense teleurgestel. Maar kyk hoe funksioneer Vader. Kyk hoe funksioneer Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Hy doen die volgende. Nou, nadat hy opgestaan het, wat het gebeur? Wat het gebeur? Eerstens Petrus gaan en hy verloon Yeshua, en die oomblik toe hy dit doen, wat het gebeur by Petrus? Hy het bitterlik geween, want toe weet hy, yes, dit wat Yeshua gesê het, het ek gedoen. En hy het presies geweet, ja, ek het nou Yeshua teleurgestel. Alright, hy het so gedink. Dit was sy sienswyse. Maar kyk wat sy sienswyse het Yeshua. Nou staan Yeshua op, en hy verskyn aan die vroue, en hy sê aan die vroue, hy sê, hoor hierso, gaan praat met my disippels, en sê ook vir Petrus. Hy sonder hom af om te sê, gaan sê vir my disippels, en ook vir Petrus, dat Petrus vandag kan weet, dat hy moet kom na my toe, dat Petrus vandag kan weet, dat ek is nie teleurgesteld in dit wat hy gedoen het. Ek is nie teleurgesteld dat hy my verloon het nie, inteendeel gee ek hom 'n geleentheid, en ek sien sy hart, en ek sien sy optrede, hoe hy bitterlik geween het, en weet jy wat, ek en jy op ons optrede, hoe ons funksioneer, en baie keer doen ons dinge wat teenstrydig is met God se woord. En ons doen verkeerde dinge, maar jy moet nou hierdie baie mooi verstaan. Dit gaan Vader nooit teleurstel nie.
Dit gaan hom nie teleurstel wanneer jy dit doen nie, want hy het in elk geval, in die eerste plek het hy geweet jy gaan dit doen. Hy het dit geweet. So dit gaan hom nie teleurstel nie. Dit gaan hom teleurstel wanneer ek en jy nie terugkeer na die lewende God, waar ons terugkom na sy woord, waar ons hardloop na die troon van genade nie. Hebreërs hoofstuk 4 leer my dit, dat ons het vrymoedigheid om te gaan na die troon van genade, om op die regte tyd gehelp te word. Op die regte tyd. En weet jy wat, toe Yeshua opstaan, uit die graf het en hy verskyn aan die vroue, toe sê hy vir die vroue, sê, hoor hierso, gaan sê vir my disippels, en gaan sê ook vir Petrus. So die regte tyd het aangebreek, waar Petrus kan hardloop na die troon van genade. Wat het gebeur? Die oomblik toe die vroue sê, maar hoor hierso, ons meester het opgestaan. Petrus het gehardloop. Hy het gehardloop na die graf toe. En so moet ek en jy ook hardloop na die lewe. Ons moet hardloop na die troon van genade wat Yeshua is. En ons moet nooit dit in ons gedagte hê, maar ons het nou die lewende God teleurgestel. Want ons kan hom nie teleurstel. Hy weet in elk geval alles. Die enigste manier hoe ons hom kan teleurstel, is wanneer ek en jy nie terugkeer na sy woord nie. Waar ek en jy nie terugkeer na sy teenwoordigheid nie. Al het ons droog gemaak, en al het ons foute gemaak, en al het ons verkeerd gedoen, en ons het sonde en ongeregtigheid in ons lewe toegelaat, al het ons dit gedoen. Die woord leer my, dat dit kan Vader nie teleurstel nie. So, terwyl jy die geleentheid het, hardloop na Vader se teenwoordigheid. Die genadedeur is oop. Die troon van genade is daar, en ons het nou natuurlik 'n meester, wat vir ons 'n advokaat is. Hy is vir ons 'n middelaar, en hy tree vir ons in op 'n daaglikse basis. So weet jy wat, Vader word nie teleurgestel nie. Hy word nie teleurgestel wanneer ek en jy droog maak nie. Dit gaan hom nie met 'n surprise vang nie. Wat ek en jy moet doen is, ons moet optree soos Petrus. Ons moet optree soos Petrus. Ons moet nie soos 'n Judas wees nie, want Judas, die oomblik toe Judas Yeshua verraai het, en Yeshua dit ook geweet. Hy het geweet Judas gaan dit doen. Maar weet jy wat, Judas het gekies om dit te doen, en hy het gekies om nie terug te keer na die lewende God toe nie. Hy het gekies om nie terug te hardloop na die genade van Yeshua, ons verlosser en saligmaker. En dit is hartseer wat met Judas gebeur het, maar Petrus het geleer. En alhoewel hy gefouteer het, en alhoewel hy besef het, maar dit wat Yeshua gesê het, gaan ek doen, dit het ek gedoen. En hy het gevoel, maar hoor hierso, ek stel hom teleur. Maar Yeshua het geweet. En toe die geleentheid, die regte tyd daar was, om gehelp te word op die regte tyd, sê Yeshua, gaan sê vir my disippels, en gaan sê vir Petrus, dat julle meester het opgestaan. En toe hardloop Petrus na die graf toe. En so wil ek jou nooi vandag, om te hardloop na die troon van genade, met vrymoedigheid, dat jy op die regte tyd gehelp sal word. Halleluja! Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was. Dankie dat jy hierdie woord ontvang. En ek glo en vertrou dat dit 'n positiewe impak bring in jou lewe. En dat jy kan leer hieruit, dat ek gaan nie Vader teleurstel as ek fout maak nie. Ek gaan Vader teleurstel as ek nie terugkeer na hom, en my lewe in lyn kry met die woord van Skepper lewende God, en op die regte tyd gehelp te word, deur te hardloop na die troon van genade. So van my kant af, dis altyd 'n voorreg om met jou te kan gesels. Ek geniet dit, so mag jy jou dag geniet, mag jy jou Vrydag geniet, en mag jy ook jou Shabbat geniet. So wees geseënd tot volgende keer. Shalom.